Vandag vertel ek hoe dit gebeur het dat Samuel 'n man met die naam Saul toe as koning gesalf het van ou Israel. Nou, onthou jy, die ou volk Israel wou mos ten alle koste 'n eie koning hê. Nou, Saul se pa se naam was Kis, en hy was uit die stam van Benjamin en hy was 'n ryk man, sê die Bybel. En die Bybel leer verder dat Kis se seun Saul sterk en mooi was. Verder ook, so lees ons in die Bybel, was Saul 'n kop langer as sy volksgenote. So, hy het altyd uitgestaan tussen sy mense. Nou, op 'n keer het daar van Saul se pa se donkies weggeraak. En sy pa stuur toe vir Saul en 'n slaaf om die donkies te gaan soek. Hulle het die land deur oral gesoek, maar hulle kon die donkies net nie kry. Moedeloos van al die gesoek, het Saul toe naderhand vir die slaaf gesê, hulle moet nou maar liever teruggaan, want net nou raak sy pa bekommerd oor hulle. En die slaaf sê toe vir Saul, nee, wag. In hierdie stad is daar 'n man van God. En die man geniet hoë aansien. Alles wat hy sê gebeur ook net soos wat hy sê. Kom ons gaan soontoe. Dan kan hy vir ons sê waarom na die donkies te soek. Die man van God waarvan die slaaf gepraat het, was natuurlik Samuel, van wie ons nou al baie gehoor het. En Saul en sy slaaf besluit toe om Samuel te gaan sien. Maar nou lees ons in 1 Samuel 9 vers 15. 'n dag voor hulle by Samuel aangekom het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar, môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom as regerder oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk ag geslaan. Ja, hulle hulpgeroep het my bereik. Saul en sy slaaf kom toe by Samuel aan en net toe Samuel vir Saul sien, het die Here vir Samuel gesê, dis die man van wie ek jou gesê dat hy oor my volk regeer. Samuel nooi toe vir Saul uit om die volgende dag saam met hom te gaan eet en hy sê vir Saul om nie verder bekommerd te wees oor sy pa se donkies nie, want hulle is reeds gekry. En die volgende dag het Saul toe saam met Samuel gaan eet en die dag daarna het Samuel vir Saul as koning oor Israel gesalf. Samuel het toe verder vir Saul gesê wat alles met hom gaan gebeur wanneer hy teruggaan na sy pa toe. Jy moet dit gerus self gaan lees, jy sal dit kry in die Ou Testament in 1 Samuel 10 vers 2 tot 16, dis baie interessante geskiedenis. Nou na al hierdie dinge het Samuel toe die volk bymekaar geroep by 'n plek met die naam Mispa. Al die stamme van Israel was die dag daar. Ons lees in 1 Samuel 10 vers 20, Samuel het al die stamme van Israel laat naderkom en die stam van Benjamin is toe aangewys. Samuel het toe die stam van Benjamin volgens sy families laat naderkom en die familie van Matar is aangewys. Daarna is Saul, seun van Kis, aangewys. Maar o wee, toe hulle hom soek is hy skoonveld. Hulle het die Here gevra, moet hy nog kom? Die Here het geantwoord, nee, hy is al hier. Hy kruip weg tussen die bondels goed. Hulle het toe vir Saul gaan haal en hom tussen die volk laat staan. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Samuel vra toe vir hulle, sien julle die een vir wie die Here uitgekies het? Daar's niemand soos hy onder die hele volk nie. En toe juig almal en sê, lank lewe die koning. Samuel het toe vir hulle die reg van die koning verduidelik en dit in 'n boek opgeskryf. En so is Saul as koning van ou Israel gesalf. Volgende keer vertel ek meer oor Saul as koning met wie dit nie altyd so voor die wind gegaan het.